Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom Matteus die tollenaar. Nou, uiteindelik twee name gehad. Sy een naam was Levi en ons lees eintlik van Levi in die drie evangelies Matteus, Markus en Lukas. En dan was dit Matteus. Matteus het die evangelie van Matteus geskryf en hy noem homself Matteus. Nou, die tollenaars het vir die Romeinse regering tol ingevorder. Hulle het op kontrakbasis gewerk vir die Romeinse regering. En hulle reeds oorbelaste volk, het hulle verder belas. Hulle sê hulle het hulle belas vir die donkies en die hoeveelheid donkies en die hoeveelheid wiele en die hoeveelheid voete van die donkies. En hulle sê hulle het hulle sommer nog 50% meer belas as wat die Romeinse regering eintlik gevra het. So hulle het hierdie volk van hulle verskriklik belas. Hulle was nou soos die belastinggaders gewees, hulle het 'n tolhuis gehad, dat hulle in die tolhuis gesit en alles wat daar verby gekom het, het hulle dan op hierdie manier belas. So met ander woorde, hulle was vir die Jode. Nou Matteus was 'n Jood, Levi is 'n Joodse naam en hulle was die uitvaagsers. Hulle was nou soos die joiners op steroids. In die ergste graad was hulle joiners gewees. Hulle was die verraaiers, hulle was die rugstekers. So vir 'n Jood was 'n tollenaar, hy was 'n uitvaagsel gewees. Hulle wou met hulle niks te doen gehad het nie. En het hulle ook altyd een kant gestoot. So wanneer daar gepraat was van 'n tollenaar, dan is hulle so in dieselfde asem genoem as die sondaar. So 'n sondaar en 'n tollenaar was vir hulle presies dieselfde gewees. Daarom vertel Jesus dan die verhaal van die fariseer en die tollenaar. Die fariseer het by die tempel gaan staan en die tollenaar het daar een kant gaan staan. So die tollenaar mag nie eens naby die tempel gekom het nie. As hy 'n tollenaar was, dan het hulle hom nie naby hulle toe. Hy is die honde genoem vir die Jode. En Matteus was dan uit die aard van die saak en uit die aard van sy beroep, was hy skatryk, reken hulle. En dan lees ons in Matteus 9 vers 9. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit en hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En hier kom Jesus, van alle plekke, by 'n tolhuis, gaan staan hy stil, en hy vra vir 'n tollenaar, volg my. En hy staan net daarop, en hy gaan agter Jesus aan. So, nou moet julle vir 'n oomblik die prentjie sien. Kyk na die ander disippels. Hulle was almal Jode, hulle was almal patrioties, en ons gaan nou nog by die ander kom wat Selote was. Hulle was van 'n baie sterk regse groep gewees. So hierdie disippels bymekaar. En dan kom daar 'n tollenaar. Jesus roep hom en hy gaan agter hulle aan. Nou weer eens, die ander evangelies, Matteus, Markus, Lukas, noem hom Levi, maar as hy van homself praat, dan noem hy homself Matteus die tollenaar. So, hy noem homself Matteus die tollenaar, om te sê, dis wie ek was, dis waar ek vandaan kom, dis my agtergrond, maar ek het heeltemal verander. Die dag toe Jesus daar in Matteus 9 vers 9 by daardie tolhuis gaan staan en hy vra vir Matteus, kom agter my aan. En Matteus staan op en hy maak daai tolhuis se deur toe. Toe's dit finaal. Daar was vir hom geen omdraaikans gewees nie. Hulle sê, as so 'n tollenaar dan uit sy beroep uitgestap het, was dit soos in vir altyd. Finaal, hy het op die Romeine se swartlys gekom, hy kon nooit weer teruggaan nie. So, op 'n stadium het Petrus gesê, ek gaan weer visvang. Die ander disippels sê, ons gaan saam met jou. Hulle kon teruggegaan het viswaters toe. Maar Matteus het geweet, as hy die dag daar opstaan en hy stap daar weg, is die brug agter hom heeltemal afgekap. Nou word hy 'n evangelis. Nou lees ons daar in Matteus 9, net so 'n bietjie verder,
En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en die sondaars? So, wat nou gebeur het? Ek kan dit nou verder gaan lees daar in Lukas hoofstuk 15. Nou het Matteus 'n ete gereël vir die tollenaars en Jesus het hulle die ete kom bywoon. So nou stel hy die tollenaars bekend aan Jesus. So hier begin Matteus onmiddellik om evangelisasiewerk te doen. Nou word daar beweer, dit staan nou in die boeke geskryf, dat Matteus het 'n vriend gehad. Die vriend was van Jerigo en sy naam was Saggeus. Nou, u ken die hele verhaal hoe Saggeus gehardloop het en toe hy as gevolg van die skare nie vir Jesus kon sien nie, hardloop hy vooruit en hy klim in 'n willevyeboom en toe Jesus onder die willevyeboom verbyloop, toe gaan staan hy stil en hy sê vir Saggeus, klim af, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En daar het Saggeus 'n dramatiese bekering beleef. En die geskiedenis het dit was as gevolg van Matteus, die ander tollenaar, se evangelisasiewerk. Nou Matteus, uit die hart van die saak, skryf vir ons die evangelie van Matteus. Word daar beweer dat hy moes konstant notas gevat het, want ek weet nie hoe anders hy dit sou onthou het, om alles weer te gee, soos ons dit vandag het nie. En daar's iets wat in die boek van Matteus, evangelie van Matteus, vir ons baie goed, baie deeglik beskryf word, en dit is sonde en vergifnis, want dit was wat Matteus baie goed verstaan het. Matteus 11 vers 28 staan daar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En soos daar legio ander teksverse van sodanige aard, wat vir ons wys wat in Matteus se lewe gebeur het, die dag toe hy daar by die tolhuis opgestaan het, en alles verlaat het, en agter Jesus aangegaan het. En dit is wat Jesus in 'n mens se lewe doen. Nou, die geskiedenis boeke beskryf vir ons. Dis nou na ons nou nie meer in die Bybel van hierdie disippels lees nie, waarvan Matteus nou die binnekring, die klein groepie van 12 van Jesus se disippels was. Daarna, hulle sê vir so 8 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees, was Matteus nog in Jerusalem gewees. En daarna het hy deur die wêreld gegaan, sê verskillende wêrelddele, en dan kom hy in Ethiopië, en op die ou end is hy in Ethiopië met 'n swaard doodgemaak. So, ook 'n marteldood gesterf met 'n swaard op die ou end dan in Ethiopië. So, sê die lewe van Matteus vir ons, die enorme groot verandering in 'n mens se lewe, as Jesus die dag by jou tolhuis kom stil staan. En so is dit my voorreg, dat die Here Jesus op 'n dag, by my tolhuis, ook kom stil staan het, en my hele lewe verander het. En ek vertrou, u kan van dieselfde getuig. Mag die Here u uitbundig baie ryklik seën.